Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons lees saam uit die woord van die Here uit die 1 Korintiërbrief, hoofstuk 15 vanaf vers 12, gaan ons lees tot en met vers 24. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het en ons so bly sit, kom ons bid saam. Here, ons Here, U naam is groot oor die ganse aarde. U wat daar was, wat daar is en wat steeds daar sal wees, wanneer alles wat ons hier het en wie ons is verdwyn het. Wanneer U ons, soos dit die belofte in en deur Jesus Christus is, by U geneem het in die ewigheid. Here, ons is mense wat hier leef, wie se voete op die aarde is, hier stap, hier beleef ons alles wat ons beleef, en hier het ons nodig, dat daar voortdurend vir ons 'n lig sal wees om vir ons die pad aan te dui, dat daar 'n stem sal wees wat helder en duidelik tot ons spreek, sodat ons voortdurend bemoedig en versterk en vertroos kan word. En dit gebeur deur die evangelie, wat nie 'n boodskap van woorde is nie, maar die boodskap van die lewende woord Jesus Christus self. En daarom, Here, wanneer ons hierdie byeenkoms hier het, is dit eintlik dat ons hier by mekaar kom om opnuut te sê hoe diep afhanklik is ons van U as die lewende God. Ons kom om ook in hierdie oomblikke waarin ons op 'n besondere wyse afskeid neem van 'n geliefde, dit so te doen dat ons daarmee sê ook dit is vir ons niks anders as teken van U nabyheid, U sorg en U liefde nie. Daarom dra ons in die besonder hierdie familie, maar ook elkeen wat deur die heengaan van ander uit diep geraak is aan U troue sorg op. En ons vra, Heer, U nabyheid, want deur U aanraking, deur U Gees, is dit U wat trane droog, wat droefheid stil, wat weer maak dat ons die pad sien waarop ons moet gaan, sodat ons weer ons oë kan opslaan en die pad kan stap soos wat U wil hê dat ons moet doen. En daarom dra ons in die besonder vir Erika, die kinders, die kleinkinders, dan het U, maar ook elkeen anders wat so aan hom gebind is aan U op om te vra, raak hulle aan, maak hulle stil, en maak in die stilte hulle oop en ontvanklik vir wat U wil. Ons vra nou, Heer, daar kom dikwels dinge wat skeiding bring tussen U en ons, uit onsself, ons droefheid, ons hartseer, maar ook ons ongeregtigheid. Ons vra, verwyder dit van ons, in die naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Amen. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore.
As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. As eersteling uit die wat gesterf het, aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, en daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy alle bose magte vernietig het. Geliefdes, ons lees tot sover saam met die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor, wat glo en wat die troos van die evangelie deur die verkondigde woord ontvang. Almal van ons het 'n begin. Daar is by elkeen van ons 'n oomblik gewees toe my hart begin klop het. Toe ek die eerste asemteug gegee het. Toe daarna baie goed met ons gebeur, soos wat dit maar gebeur met 'n mens wat begin lewe. Daar is die eerste keer toe ek kon drink, kon eet, kon reageer, kon lag, kon huil. Daar was die eerste keer wat ek alles beleef het van die lewe wat ek vandag leef. Maar in hierdie begin was daar alreeds die saad van die einde in gewees. Almal van ons weet dat soos daar 'n eerste hartklop is, sal daar ook 'n laaste hartklop wees. Soos daar 'n eerste asemteug is wat, soos ons dit bely, die asem is wat God in ons neusvleuels geblaas het, so sal daar 'n tyd kom wanneer hierdie laaste asem uit my liggaam uitgaan. En so is dit met elkeen van hierdie dinge gestel. Er kom 'n tyd wanneer ek nie meer sal voel nie. Wanneer ek nie meer sal proe wat ek nie meer sal sien nie. Wat ek nie meer sal hoor nie. Al hierdie dinge wat met ons gebeur, die begin, die voortgang en ook die einde daarvan, kom nie uit onsself nie. Dit was nie my eie besluit om te begin nie. En dis ook nie my eie besluit om te eindig nie. En dit ten spyte daarvan dat daar mense is wat soms hulle vergryp aan God se werk, om te dink, so sal ek God in my eie lewe wees en doen wat God moes doen. Paulus het daar in die gemeente in Korinthe gaan werk. Die evangelie gaan verkondig, gemeente gestig en vir 'n hele tyd daar gewerk. Terwyl hulle die evangelie verkondig het, wat eintlik in daardie stadium in sy kinderskoene was. Want dit was maar kort na al die gebeure van Jesus se koms na die wêreld en uiteindelik tot by sy hemelvaart. En daarom moes hierdie ding nog gebeur dat gelowiges dat hulle moes begryp, maar wat is die werklike betekenis van die evangelie? Ook vir hierdie lewe wat 'n begin, 'n voortgang en dan 'n einde het. Nadat Paulus hulle daar weg is, het die klomp in Korinthe waarskynlik vir hom op 'n manier, waarskynlik in 'n brief, het hulle vir hom 'n klomp vrae gevra oor 'n hele aantal sake, waarop hy in die eerste Korintiërbrief dan ook antwoord.
As jy maar daar gaan lees, sal jy sien, hy handel met hulle daar in hoofstuk 6 oor die huwelik en die verhouding tussen man en vrou. Hy handel met hulle uiteindelik oor goed soos die nagmaal in 'n gemeente en die werking daarvan, hoofstuk 10. Hy praat met hulle in hoofstuk 12 oor die gawes en hoe dit in die gemeente is. Hy praat met hulle oor die liefde, die bekende hoofstuk 13. En dan het hulle waarskynlik hierdie vraag gevra waarop hy nou reageer, en dit is dat hulle sê, maar wat gebeur met ons as ons tot sterwe kom? Is ons dan klaar? Is dit verby? Want onthou dat selfs in die tyd van die Here Jesus was daar mense soos die Sadduseërs wat gesê het, daar bestaan nie 'n hiernamaals, daar is nie 'n lewe na die dood nie, en daar is ook nie iets soos engele en die geeste. Maar in dieselfde tyd was daar onder andere die Fariseërs wat wel gesê het, daar is 'n lewe na die dood. Was onseker hoe dit sou wees. Hulle was onseker oor hoe sou dit lyk. En nou kom Paulus op hierdie wyse waarop ons dit nou saam gelees het, om met hulle oor hierdie saak te praat. En hoe hy begin, is dat hy daar in die begin van hoofstuk 15 in vers 3 en 4, maak hy eintlik 'n baie kort samevatting van die evangelie wat hy aan hulle verkondig het. Want hy sê, wat ek aan julle kom verkondig het, die evangelie is, Jesus Christus het gesterf aan die kruis, maar dan op die 3de dag staan hy op uit die graf, en hy lewe. Dis die evangelie. En nou, op verskillende plekke, onder andere hier, maar ook in gedeeltes soos in Romeine 6, kom sê hy, maar julle wat in hom glo, julle wat sy kinders is, moet weet, julle deel in alles wat hy gedoen het, en in dit wat hy nou is. Julle deel nie net aan sy sterwe vir die sonde, soos ons ook nou hier gelees het nie. Julle het nie net gesterf vir die sonde, en is daarop dood vir die mag wat sonde in 'n mens se lewe het. Julle het ook opgestaan. Julle het opgestaan saam met Christus in 'n nuwe lewe. Nou weet ons, in die tyd wanneer hierdie klomp daar in Korinte met hierdie saak besig is, was daar al vir eeue filosowe, een na die ander, wat nagedink het oor hierdie saak van die lewe. En in die tyd van hierdie Korintiërs was dit nie anders nie. En in ons dag is dit ook nie anders nie. Mense dink nog altyd oor die lewe. Ons dink nog altyd oor die begin en die voortgang van die lewe. Ons koester dit. Dis vir ons belangrik. Van ouers wat besluit om kinders te hê en uiteindelik om daardie kindjie op te voed, te versorg. Ons sorg ook vir onsself. Ons sorg vir al hierdie eienskappe wat ek het, sodat ek kan bly asemhaal, sodat my hart kan bly klop, sodat ek nog steeds kan hoor, kan sien, kan proe, sodat ek kan beleef. Maar wat van die einde? Wat van die tyd ook in jou en my lewe as dit verbygegaan het? En dan moet ons sê, daarom is die evangelie ook aan jou en my verkondig. Die evangelie van Jesus Christus. Christus het gekom na hierdie wêreld toe om aan die kruis uiteindelik te sterf, maar op die 3de dag op te staan. En dis die evangelie wat ek en jy ontvang het. En nou kom God en sê, maar hy skenk ook aan ons dit wat Jesus gedoen het. Al die verdienstes van Jesus skenk hy aan ons. Ons noem dit geloof. Maar ook geloof kom nie uit myself nie. Want God kom deur sy Gees en skenk aan ons alles wat ons nodig het, sodat ons ook op hierdie geloofsaanbod van hom daarop kan antwoord. En die wat daarop antwoord, weet dit. Jy deel in wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Jy het nou reeds opgestaan
en deel nou reeds aan die ewige lewe. Die volheid daarvan breek aan wanneer dit in 'n oomblik soos verander hy aangebreek het, wanneer hy hierdie laaste asem uitblaas en uit hierdie wêreld, ons wêreld, wanneer hy daaruit uitgaan. Dan is hy in volledige Godhand. Dan is hy by God en beleef hy die volheid van die lewe wat Jesus vir ons kom bewerk. Hy het ons vooruit gegaan. Ons is nog hier. Maar hy het dit wat hy in geglo het, wat hy bely het, toe hy ook in swakke mensheid gesê het, maar ek glo, het hy nou beleef. Toe hy hierdie boodskap, eintlik 'n finale boodskap ontvang het, toe ons in 'n gesprek gevra het, dit wat vir jou voorlê, en hy het net gesê, ek is baie rustig, ek is baie seker. En dis net iemand wat dit kan sê, omdat in hom, dit wat deur die geloof gekom het, die geskenk van God, sy vrug kom dra. En dan 'n mens wat besef, maar dis nie wat ek gedoen het. Dis nie die goeie mens wat ek is nie. Maar dis net hierdie klein dingetjie, ek glo Here, ek aanvaar u genade geskenk, wat in sy lewe, in sy volheid, aangebreek het. Nou bly dit natuurlik die vraag, en ek lewe nog in hierdie lewe tussen daar waar dit begin en waar dit onderhou word. Maar as dit verbygegaan het, is dit ook vir ons waar, dat ons die genade geskenk van God deur sy Gees, wat hy vir elkeen gegee het, aanvaar. Want as ek dit aanvaar het, dan weet ek ook, ek sal leef. Ek bly leef. En daarom kan ons met dankbaarheid, as ek hier in hierdie blaadjie wat die vir ons se Gees wat gedruk is, ook iets daarvan sien. Ons noem dit die goeie herinneringe. Maar goeie herinneringe is nie net bedoel vir mense nie, maar as lewende herinneringe van iemand wat leef. So sê die Here dan uiteindelik ook, want dis wat wie God is in jou en my lewe. Want hy redeneer om te sê, die God, ook in die Ou Testament al, is nie 'n God van dooies nie. Hy is die God van die lewendes. Hy is die God van die voorvaders, van Abraham en Isak en Jakob. Maar hy is die God van die lewendes. En hy is ook ons God vandag en hierna. Die enigste alternatief buiten ongeloof is natuurlik dat ons ook dit wat Paulus hier vir hulle sê, dat ons ook dit gaan doen. En dit is dat ons geloof, dat dit eintlik maar net 'n mooi lewe kan wees. Dat ons die evangelie, dat ons dit net aanhang, terwille van goeie orde en 'n goeie gemeenskap. En daaroor sê Paulus eenvoudig in baie kort terme in vers 19, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Hy sê in mooi terme, julle mors julle tyd. Dan het jy jou tyd gemors. Gaan leef, maak wat jy wil. Maar Paulus kom dan in vers 20 en sê, maar nou, nie net vir hierdie lewe glo ons in Jesus Christus nie, maar nou sê hy, Christus is opgewek uit die dood. Hy is die eersteling en ons sal hom verseker volg. Met dankbaarheid kan ons daarom vandag sê, ons kom nie om Andrei se lewe te vier nie. As ons iets wil vier, op die beste sy geloof. Daardie klein stukkie, ek glo Here. En 'n mens kon dit sê in die woorde van die tollenaar, wees my sondaar genadig. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons dank saam. Here ons Here, U het ook verander hy daardie eerste hartklop
daardie eerste lewensasem gegee. U het vir hom gegee wat hy nodig het, om soos ons ook hier kon lees en soos ons hom geken het, 'n lewe te kon leef, waarin hy aangeraak het aan soveel mense rondom hom. Daar waar hy begin het, waar hy in 'n moederskoot verwek is en in 'n arms gehou is in 'n ouerhuis, deel kon wees van 'n gesin, deel kon wees van familie en vriende. Daar waar hy uiteindelik die genade ontvang het om ook 'n eie gesin te kan hê. Nie net 'n vrou nie, maar ook kinders en kleinkinders, waarvan ons oortuig is dat hy hulle baie lief gehad het. U het hom gegeen om baie spore te stap. Deel van daardie spore sien ons ook op die agterkant van hierdie pamflet. Wanneer hy 'n groot liefde kon uitleef daar in die natuur met die diere. Dankie Here dat ons met soveel dankbaarheid op sy lewe kan terugkyk. Dankie dat ons kon beleef wat hy gedoen het op sy eie unieke, besondere wyse vir mense, aan mense, met mense. En nou Heer, nou het sy plek leeg geword. Hy word nie meer gehoor in die stem wat hy self met ons mee praat nie. Hy word nie meer beleef met dit wat ons van hom sien nie. Maar ons weet dat elkeen in wie se lewe hy daardie voetspore getrap het en waar sy voetstap weer klink het, sal met goeie herinnering aan hom ook hier uitstap. En daarom, Here, sê ons dankie dat ons die sekerheid het. U het hom op daardie oomblik toe hy die laaste asem uitgeblaas het, was u daar om dit by u te neem en hom so by u te neem. En daarom is ons grootste troos juis die evangelie. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan. Ons behoort aan hom. Dankie dat ons dan, wanneer ons ook hier uitgaan, mekaar kan bemoedig, juis met hierdie selfde evangeliewoord, dat ons dit ook vir mekaar kan sê en mekaar kan herinner, terwyl ons dikwels ook hier besig is, soms met stryd besig is om te vra, hoe moet ons 'n lewe leef? Hoe moet ons dit wat aan ons gegee is onderhou en in stand hou? Dat ons mekaar ook kan bemoedig met hierdie evangelie. Want ons weet aan wie ons behoort. As ons daarmee uitstap, Heer, gee dat die troostvolle saamwees van U as Heilige Gees ons oral heen sal begelei. Ons vra dit pleitend in die naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons die seënbede so in die verloop van die volgende verrigtinge net gaan ek vir ons uitspreek. Ek wil nou die verrigtinge so reël. Ek gaan vra dat u almal gaan staan. Dan gaan ek vir ons die afskeidsbrief soos dit daar in die blaadjie gedruk is lees. Ek gaan daarna vir ons ook die geloofsbelijdenis, daar dieselfde geloofsbelijdenis wat Andrei vir baie jare in sy lewe kon uitspreek, gaan ek vir ons dan ook voorhou, die begrafnisformule. En daarna gaan ons vra dat ons die naaste familie eerste geleentheid gee om uit die kerk uit te stap. Voor daardie gebeure gaan ek dan nou eers vir Isak vra om asseblief vir ons die bedankings te kom doen. Trek nie dan.
Ek besef nie hoe goed mense is tot jy in die situasie is. Dankie Dominee, dankie vir die kerk, vir die tannies vir die leeskerk, die mense by sy keiser. Joch, en dan vir almal wat so goed was vir ons. Wat ons al gedra as vir boodskap en so tragies. Mense wat van ver gekom het, wat ongelooflik is. Vir die blomme, dankie vir soveel mense, dankie vir Debbie en vir William en Oom Sam en die aptekers vir onder julle. En dan sê ek nog iets wat ek gehoord. Ja. Dit is so goed vir ons. Dankie vir die doop. Dankie vir almal. Dit was dankie vir ons Vader. Vir die gawe wat hy ons gegee het. Baie dankie. Baie dankie, Isak. Geliefdes, kom ons staan asseblief en dan gaan ek vir ons die afskeidsbrief lees. Van die gewer van alle lewe het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde eggenoot, pa, oupa, seun en ouboet. Mense kom en gaan, maar hulle mooi herinneringe bly bestaan. So sal ons hom altyd onthou. Vir 72 jaar en 'n bietjie is hy aan ons geleen. Sy stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons wie agterbly sal berus dat so Gods wil vir ons die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Ons sê elkeen in sy en haar hart saam soos volg: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, dit het die Almagtige God, Skepper van hemel en aarde, behaag om ons gestorwe broer Willem Andrei Staats uit ons midde uit weg te neem. En daarom vertrou ons sy liggaam aan die aarde toe, aarde tot aarde, as tot as en stof tot stof. Maar ons doen dit alles met die vaste en seker wete dat Jesus Christus ook ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak, en ons in alle ewigheid by hom sal neem. Ontvang die seën en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Geliefdes, terwyl jy dan so bly staan, Willem, doen jou ding, dan gaan ek die familie saam met Debbie uit die kerk uit begelei asseblief.